Goeiemôre. Ek praat vanmôre oor 'n ding wat in Suid-Afrika besig is om 'n probleem te word. 'n Ding waarmee ons regering besig is teenoor ons landsgenote en dit sluit in alle rasse en bevolkingsgroepe binne in hierdie land is onderhewig hieraan. Vanmôre gaan ek hierdie opname in 2 tale doen. Ek gaan dit in Afrikaans doen, ek gaan dit in Engels doen en ek mag dalk bietjie meer praat in die Engels as in die Afrikaans sodat die boodskap nie verlore kan gaan wat daar ingehou is nie. Eerstens lees ek uit die Afrikaanse Bybel en dit gaan oor hierdie onteiening van dinge in ter bevestiging dat ons wel die God van die Bybel dien en dat die God van die Bybel sonder twyfel geweet het wat kom en wat is die gewoonte van die mens wanneer dit kom by dit. En in dieselfde asem wil ek sê dit is vir my so hartseer dat 'n groot deel van ons Christenbroers en susters sê dat die Ou Testament nie meer van toepassing is nie en daarom mis hulle die boodskap wat die woord bring. Maar let 'n bietjie op wat ons God vir ons sê in die profetiese boek van Micha. Micha 2, ek lees vanaf vers 1 tot 5. Hy sê, wee die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde. By die môrelig voer hulle dit uit, want dit is in die mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit, ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Daarom, so sê die Here, kyk, ek bedink onheil teen die geslag, waar julle nekke nie sal kan uittrek nie, en waarby julle nie regop sal kan loop nie, want dit sal 'n tyd van onheil wees. In die dag sal hulle 'n spotlied oor julle aanhef en 'n klaaglied sing. Dit is gedaan, sal hulle sê. Ons is heeltemal verwoes. Die eiendom van my volk laat hy van besitter verander. Hoe neem hy dit van my af? Aan die afvallige deel hy ons velde uit. Daarom sal daar vir jou niemand wees wat die meetsnoer werp in 'n erfdeel in die vergadering van die Here nie. Mense, hierdie gaan oor onteiening. Hierdie gaan oor, en julle sal hoor wanneer ons die Complete Jewish Bible, die Engelse gedeelte lees, hoe die Vader hierdie ding voorsien en dit uitspreek en sê, hierdie is wat gaan gebeur in 'n tyd van goddeloosheid. Hy sê die manne wat die mag het daartoe sal in hulle beddens lê en hulle sal bedink wat se goddeloosheid hulle kan uitvoer en dat hulle die eiendom gaan ontneem van mense wat die wettige besitters is daarvan. Vanaf vers 3 is die uitspraak van God teenoor hulle. Kom ons gaan oor na die Engels. This morning we are reading from the Bible. Personally, I prefer the Complete Jewish Bible. It's a easy read and it's not most in the sense of all over all the Bibles, but it's a very, very accurate translation from the Hebrew text. And in this text that I'm reading this morning, God is addressing an issue that is prominent in South Africa nowadays, and that is expropriation without compensation. And believe it or not, this happened before the Judah exile to Babylon. And God predicted this, and he had an opinion over the matter. I'm reading from the Complete Jewish Bible, chapter 2, verse 1. Woe to those who think up evil and plan wickedness as they lie in bed. When morning comes, they do it, since they have it in their power, and without a doubt he's addressing the governments who decide to do this evil. And he says they covet fields and seize them. They take over houses as well, doing violence to both owner and house, to people and their inherited land. And God's judgment on this, against this family, I am planning an evil from which you will not withdraw your necks, nor will you walk with your heads held high, for it will be an evil time. On that day, they will take up a dirge for you, sadly lamenting, they will wail. We are completely ruined.
Our people's land has changed hands. Our fields are taken away from us. Instead of restoring them, he parcels them out. Therefore, you will have no one in the assembly of Adonai to stretch out a measuring line and restore the land assigned to Lot. God says, you are evil who think this up. His word. And he says the punishment for that, against this family, I am planning an evil from which you will not withdraw your necks. The word evil in this Bible and in the Afrikaans Bible are translated from the Hebrew word ra, which is nothing good. God says, the evil you visit, I will revisit on you. Consider what you're busy with. Consider that the God of Israel, the God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov, this same God, knew more than 2,000 years ago what you are going to plan. And he already gave his judgment back then. Vir almal van ons is dit 'n tyd om te besef dat die God van die Ou Testament is nie klaar met ons nie. Maak nie saak wat die kerke vir ons sê nie, wanneer ons gaan na Openbaring toe, sal ons sien dat die God van die Ou Testament is die een wat die finale oordeel vel. Maak nie saak wat 'n interpretasie jy gee tot sy karakter nie, en sy Shem, sy naam nie. Dieselfde God pas 'n standaard toe, wat hy al van praat in die sogenaamde Ou Testament. Waar staan ek en jy teenoor daardie God in die handeling wat ons doen? Handel ons regverdig soos wat hy dit bepaal, of handel ons volgens ons eie opinie? Kyk om jou rond, kyk na die wêreld om jou. Kyk hoe lyk 'n wêreld wat geregeer word deur 'n stelsel wat die kerk daar gestel het. When you need to consider where we stand in biblical times in the history of the world, look around you. Look at all the disorder. Look at the criminality. Look at the bloodshed. And know this. The God of the Bible predicted this. And he said, the time is coming when I will exact judgment on those who brought this about. The choice we have to make is on which side of this judgment do we stand? Are we on the side that does evil according to his interpretation of it? Or are we on the side of the God who exacts this judgment? I can clearly see in line with the prophecies, I can clearly see in line with the world system, the way it is, I can clearly see by the signs of wars and rumors of wars and the earthquakes and the famine, as the Messiah prophesied in Matthew 24, that we are living in exactly those times. And the time to make a choice has come for all peoples, as the Messiah will appear and he will separate the goats from the sheep. What a horrible day that will be, as prophesied by also the Old Testament prophecies. Hartseer dat ons mense nie sien dat die profesie van Messias van Matteus 24 is in vervulling. Gerigte van oorlog en hongersnood, aardbewings en elke ding, en hy sê hierdie is net die geboortepyne. En dat ek en jy 'n keuse het. Aan watter kant van daardie lyn gaan ons staan wanneer die bokke en die skape geskei word? Ons Christen broers en susters sing 'n heuglike lied. Kom, Jesus, kom. Besef ons wat daardie dag beteken. Wanneer ons kyk na die woord, dat dit die dag is wat die skeiding gaan wees van die wat lewe volgens die wil van God en volgens die wil van Messias, en die wat dit nie doen nie. 'n ongelooflike hartseer dag. Besef ons dit, terwyl ons hierdie loflied sing. En sonder twyfel
kan ek nie wag vir die Messias om te kom nie, maar o wee, dit wat dit teweeg bring, is ek en jy reg om geoordeel te word deur daai selfde Messias wanneer hy die bokke en die skape skei. Watter kant van die woord staan ons? Broer en suster, gaan kyk na jou woord, gaan leer jou woord, dis 'n instruksie wat die God van die Bybel gee vir jou. En hy gee dit nie net in die Ou Testament nie, maar hy gee dit ook in die Nuwe Testament, in die finale boek Openbaring. Gaan lees dit, kyk na die instruksie en maak jou besluit. Waar staan jy teenoor die God van Israel, van Abraham, Isak en Jakob, die God van die Bybel en die seun wat hy gestuur het? Geseënde dag.